Ons lees saam ons twee skrifgedeeltes, een uit die Psalms en die ander uit die Evangelies. My God, waarom het U my verlaat en bly U ver van my verlossing, van die woorde van my gekerm? My God, ek roep bedags en U antwoord nie, en snags, en daar is vir my geen rus nie. En toe dit die 6de uur word, kom daar duisternis oor die hele aarde, tot die 9de uur. En op die 9de uur roep Jesus met 'n groot stem uit en sê, Eloi, Eloi, lama sabachthani. En dit is as dit vertaal word, my God, waarom het U my verlaat? Daar kom tye in 'n mens se lewe waar dit voel asof God stil geword het. Jy bid oor 'n situasie wat vir jou swaar is, maar dinge verander nie. Jy vra vir wysheid, maar jy weet nog steeds nie wat die regte besluit is nie. Jy hoop dat iets dalk gaan oopbreek, maar alles bly dieselfde. Wanneer dit gebeur, begin baie mense, en ek het ook al, wonder of daar iets fout is met ons geloof. Ons dink maklik dat 'n sterk geloof beteken dat ons die Here altyd naby ons gaan voel, en dat ons altyd moet weet wat hy doen. Maar wanneer Jesus aan die kruis roep, my God, waarom het U my verlaat, wys hy vir ons dat selfs die diepste geloof oomblikke van stilte ken. En wat besonders is dat Jesus hierdie woorde uit Psalm 22 aanhaal. Hy bid 'n gebed wat lank voor hom deur ander mense gebid is. En dit beteken dat hy sy pyn na God toe bring. Hy draai nie weg van God af nie. Hy roep na hom toe, selfs wanneer dit voel asof daar geen antwoord is nie. Dit help ons om iets belangriks oor gebed te verstaan. Gebed is nie net vir die tye wanneer ons vrede ervaar nie. Gebed is ook vir die tye wanneer ons verward of moeg of moedeloos is. Die Psalms leer ons dat 'n mens eerlik met God mag praat. Jy mag vir hom sê, wanneer jy nie verstaan wat gebeur nie. Jy mag vra hoekom dinge so lank vat. Baie mense hou op bid wanneer hulle teleurgesteld is. Hulle dink dit help nie meer nie. Maar Jesus wys vir ons dat geloof juis beteken om aan te hou praat met God, selfs wanneer ek voel dat daar stilte is. Die verhouding bly, al voel dit vir my broos. Dalk is jy in 'n seisoen waar jy lank wag vir 'n antwoord. Miskien is daar 'n situasie in jou familie, jou werk of jou gesondheid waar jy nie weet hoe dinge gaan uitwerk nie. Hierdie Psalm herinner jou dat God nie skrik vir jou vrae nie. Hy verkies eerlike gebede bo mooi woorde. En wanneer hy stil voel, beteken dit nie dat hy weg is nie. Soms beteken dit net dat ons in 'n deel van die pad is, waar ons leer om op hom te vertrou, sonder dat ons alles verstaan. So vra hom, Here, help my om met U te bly praat, selfs wanneer ek nie verstaan wat in my lewe nou aan die gang is nie. Amen.